Hallo, die is vir diegene wat saam met my die Bybel lees. Ons lees vandag verder van Genesis hoofstuk 2, versie 4, die skepping van die man en die vrou in Eden. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskape is, die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het. Was daar nog geen struike in die veld op die aarde nie, en geen plante van die veld het nog uitgespreid nie, want die Here God het nog nie laat reën op die aarde nie. En daar was geen mens om die grond te bewerk nie. Maar 'n mis het opgetrek uit die aarde en die hele aardbodem bevochtig. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Ook het die Here God 'n tuin geplant in Eden, in die ooste, en daar aan die mens wat hy geformeer het, 'n plek gegee. En die Here God het allerhande bome uit die grond laat uitsprei, begeerlik om te sien en goed om van te eet, ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van die kennis van goed en kwaad. En daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak, en daarvandaan is dit verdeel en het 4 lope geword. Die naam van die eerste is die Pison. Dit is hy wat om die hele land Havilah loop waar goud is. En die goud van die land is goed. Daar is ook balsemgom en 'n onyxsteen. En die naam van die tweede rivier is die Gihon. Dit is hy wat om die hele landkus loop. En die naam van die derde rivier is die Hiddekel. Dit is hy wat oos van Assur loop. En die vierde rivier is die Frat. Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê: van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ook het die Here God gesê: dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Die Here God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. So het die mens dan name gegee aan al die vee, aan die voëls van die hemel en aan die wilde diere van die hemel en aan al die wilde diere van die veld. Maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Toe het die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val, en terwyl hy slaap het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens: dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manen genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. En hulle was albei naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hul nie geskaam nie.
Tot sover die woord van God. Wat vir my uitstaan in hierdie gedeelte, is die gedeelte van die bome, wat vir my uitstaan, die boom van die lewe en die boom van kennis. En ek glo verder in Genesis, soos u dit saam met my sal ontdek, sal u sien wat die boom van die lewe is en die boom van die kennis is. Dis hoekom ek besluit het om die Bybel te lees saam met u, want ek het hierdie dinge ontdek in die Bybel en soveel meer bygeleer. En altyd was die beklemtoning altyd op die boom van kennis, maar die boom van die lewe. En ons gaan verder lees in hoofstuk 3, na die Here die vrou gemaak het vir die man, wat verder gebeur. Ek hoop u geniet hierdie nuwe ontdekking en hierdie nuwe siening oor die Bybel saam met my, en ek glo dat die Heilige Gees die verdere werk sal doen en die naprediker sal wees van God se woord. Dankie dat u saam met my lees en ek hoop u 'n geseënde dag.